So Gerda het my nou van die lig af beloof, daar's net goeie nuus vandag. So ek is baie opgewonde dat ons hierdie program kan doen en ek wil net vinnig noem vir almal wat op sosiale media luister, hierdie opname word gedeel op Vryheidsfront Plus se bladsy daar op sosiale media en ek dink as ander radiostasies luister nou, ek en Gerda praat, dink hulle, hoor, ja, mense is maar verskriklik onprofessioneel, maar ons kuier lekker, ons ken mekaar al baie jare en ons maak grappies en ons maak hierdie negatiewe nuus, probeer ons op 'n goeie manier deurgee. Wat sê ek, Gerda? Is jy dan nog gesond? Goeiemôre. Man, ek het ten minste nou 'n stem terug. Ja. So ja, dit gaan al beter, baie dankie. Ek het gehoor jou en Victor se ek is jammer. Ek het niks gekomment daar nie. Ek het stil gebly. Jy's oor dit. Jy weet ek nog nie maar nou nie hier betrokke raak. Dit is so nodig. Maar dan gaan ek hier een maar ek moet sê in my huis is ek tog al die een wat eers sal jammer sê. Nou, die ding is nie, weet jy, dit is regtig gehad daar. Ek kan nie lank ek het te veel goed om oor te praat. So, ek kan nie die stilte in die huis ding doen nie, alhoewel ek my punt wil bewys. Ek wil wys dat ek kwaad is en dat ek my gat gewip het, maar ek kan nie, daar's te veel goed. Sorry, ek weet jy gehoor van dit, so ek kan nie kwaad bly nie. Dis 'n moeilike ding. Kyk, as my man eers begin sê hy roet, dan sê ek soos in of hy groot, dan sê ek soos in wat is groot? Dan weet jy. So, ja nee. Kom ons kyk hoe gaan dit. Ek dink ek moet 'n meningspeiling dan nou op Facebook sit en wie sê eers jammer in julle huis, die man of die vrou. Kom ons doen dit 'n bietjie later, dan sien Victor dit nou genoem het vanoggend. Gerda, okay, ek het nou net vir jou gesê ek gaan nou nie, ek het dit nou gewoonlik lees ek wat julle vir my deurstuur, lees ek sommer op die lig ook met die hitsmerkie hashtag Infuleni en dan is daar 'n WhatsApp kanaal waar ek ook die video's en die foto's en die inligting deurstuur. Kan ons eers begin met die elephant in the room? Ek weet nie of jy inligting het rondom die Vaalrivier nie. Ek weet dat daar is areas wat deurgeloop het en ek sien die rivier bo Barrage is redelik gesak omdat die Barrage heeltemal oop is nou, nê. Hoe lyk die dinge daar? Dit lyk nog baie vol. Ek sou nie ons het gister van Sassel se kant af oor van der Byl toe gekom, daai sypaadjie waar die pompstasie aan jou linkerkant is, nog toe onder water. Die water is amper teen die brug. Kan jy glo? Ja, hy's nog baie vol. Soos wat ons het gister van die see af gekom. So ons het so langs die kant. Dit is oral vol. Dit maak jou dit laat jou net so 'n bietjie terugsit en besef dat jy's eintlik nou maar net 'n druppel hier rond uit hierdie magtigheid wat neerkom. Jy's magteloos. Jy moet besef dat jy 'n deel is van hierdie samelewing en jy kan nie eintlik iets keer nie. Ons veroorsaak dit eintlik vir onsself. Ons luister nie waar ons moet bou nie en ek weet ons gaan gestenig word hiervoor, maar ons vloedlyne is ook uit datum outdate. Ek dink die laaste vloedlyn wat amptelik gerekord is 1965. Ja. En dan sit nie eens gedigitized nie, dis op papier. Dis op papier. So dit maak dit moeilik. Ons is wat amper 80 jaar daarna, 60, kom ons hou 60 jaar daarna en daar's nog steeds nie 'n updating van hoe die vloedlyn moet lyk nie. Ja. Volgens die Water Act in elk geval mag jy nie binne 500 meter van die rivier se wal bou nie, maar ons doen, want niemand gee ons die inligting nie, ons weet nie waar die vloedlyn is nie. Ja. So alles is outdated, so dit maak het challenging, maar dan besef jy, maar eers hoe magtig moeder natuur is, wanneer hierdie tipe van goed gebeur, maar daar is ook 'n menslike hand hierin, as die goed vroeër uitgegee word, vroeër kennisgewing gegee word, ek meen, hulle kan nou al sien dat die reenseisoen op pad is, hulle leer uit geskiedenis uit, ek meen, elke liewe jaar sit ons hier so, elke tweede jaar is dit so hoekom nie verbeter daai uit nie, so ja, dit is altyd 'n frustrasie, maar mense sit altyd 'n ding terug. En ek wil vir jou sê, as jy in Van der Byl Park bly, dan is jy nog aan die gelukkiger kant, ek was Saterdag haastig gegaan na opening toe van 'n plek, en hoekom ek sê haastig, ek gedog het gaan 'n vinnige storie wees, toe vergeet ek dat die pad by Baanjaard is onder water en die ander kant se pad onder water, so daar's basies net een pad in 3 riviere in. Ek ken nou nie 3 riviere so goed nie, maar sover ek weet. Ja. En so die verkeer daar was toe nogal druk verkeer, dit was al 'n kopseer, so ek sterkte vir almal in daai areas wat elke dag daai pad moet ry. So ek neem aan daai pad is nog toe. Ek het nou nie inligting oor hom nie. Ja, Generaal Hertzog is nog toe, Brand Miller, Golweg, hulle is nou nog toe. Dit gaan 'n rukkie vat voordat hy sak. En by die Rietspruit, daai areas, dit is nou nogal redelik sleg. Onthou, daai water gaan nie in 'n dag of 2 weg nie, so hy moet somewhere lê. Die feit dat die log nou leeg is en Barrage nou oop is, help, so hy sal begin wegloop, maar die feit dat ons weer reën op pad het,
Ja. Ons gaan sien wat daar gebeur, maar ja, daar's 'n klompie mense wat weet het oor dit en ons staan maar 'n bietjie kop dit aanbetref. Oor Goose Bay Canyon. Ek het gesien hulle is onder water, né? Dis onder water. Dit lyk sleg. Weer daai skade van die mense nie. Dit is dit is 'n uitdaging daai. Hoe gaan dit nou op Vaaloewer? Ek weet hulle het maar gesukkel op 'n stadium met krag en water en allerlei tipe dinge. Want tot op hede tot op hede survive hulle. Hulle het water, hulle het krag. Hulle krag is bietjie anders as ons in waar hulle direk Eskom kry, maar met ons lyn ook. So daar's altyd 'n issue. Ons is op 'n groep, so ons gaan aan. Ons is ook op 'n watergroep ook, maar weer eens Emfoleni wat die water hanteer met chemikalieë wat nou moet behandel, want hulle trek water direk uit die rivier uit. So daar's dan 'n water plant wat dan nou moet behandel word met kloor, daai tipe van goed om weer nou vir oewer alleenlik water te gee. So daar's altyd challenges en dan moet ek ook sê die gemeenskap in Vaaloewer kom regtig to the party. So hulle help regtig baie. Daar as ek nou reg is daar 'n oom Henny wat redelik sy hand oor die waterkant het. So maar as daar 'n probleem is, laat weet hulle vir my. Jy het nou gepraat van die liggaam van die IDPs en jy sê mense bring hulle kant. Vertel ons eers gou wie, maar jy moet die Afrikaans gebruik. Die Afrikaans is baie mooi, suiwer. Die GOP, die geïntegreerde ontwikkelingsplan. Integrated Development nou al vir die mense gesê om deel te raak, om hulle sê te kom sê by hierdie vergaderings. En verlede week en die week voor dit was dit nou die groter vereniging 3 riviere, Arkon Park, Sonland Park, Waldrif, daai kant, wijk 45 se kant om daar in by die stadsaal en dan verlede week in Donderdag was dit dan Vanderbijl. En ek moet sê, ek het terugvoering gekry, want ek was nou natuurlik nie van Donderdag af hier nie, laat mense in hulle massas opgedaag, so well done. Ja, dis goed. Baie dankie. Maar, ook het die burgemeester nie hulle antwoorde gegee nie, so hy het net 'n presentation gegee en gesê, Emfoleni het 9.8 miljard rand, dis die begroting, en 'n hele mooi sinnetjie gesê van dit gaan dit en alles mooi lyk op papier, dan kan jy nie dink as jy uitloop, hoe lyk dit hier buite en hoekom sukkel jy nie? En die publiek het begin vra en hy kon dit nie antwoord nie, en dis wat dit hartseer maak, is ons vra ons mense om uit te kom in hulle massas en te kom ondersteun, en dan kom hulle daar en dan moet hulle nou dit kry. Ja. In plaas daarvan dat hulle moet antwoorde kry vir hulle vra, word hulle net op dowe oor gesien en dan staan hulle op en dan loop hulle uit en dis baie sleg. En dan kan ek verstaan hoekom die mense nie wil deelneem nie. En dan is dit dan nou ook waar daar nou nuwe verhogings dan nou bespreek word. En ek sal vir jou nou die slegte nuus, ek sal dit nie hier sê nie, jy kan dit maar deel. Ek sal vir jou los om te deel. Dis okay. Jy doen dit so goed. Okay. Maar ja, ons waterverhoging is 14%. Dis baie. Ons krag is 10%. En ek weet, mense gaan beklei hieroor refuse removal 4.4%. Ja. Dit was 8%. Maar kyk, jy kan verstaan hoekom mense beklei, want dis goed waarvoor jy moet betaal en 'n verhoging moet betaal, maar dit word nie gedoen nie. Die diens word so dit ek verstaan dit. Hoorie, 'n groot probleem nou is, ons gaan nou praat oor die begrafplaas video daar op my bladsy op Facebook. 'n Groot probleem is die potholes. Ek weet nie of hulle verder werk met die lang naweke saam, het ek hulle nie gesien werk aan die brug nie. Het stil gestaan. Hy's nog steeds net een baan daar op Ravel Road, stokkies draai pad, so jy mag versigtig ry by daai dip. Maar slaggate, is daar enige sprake van iets wat reggemaak word? Op hierdie stadium is ons nou al in die gewoonte, terwyl dit nou die reenseisoen is, word daar nie veel gedoen nie, tensy daar regtig nou 'n groot een is, maar nou sê ek regtig 'n groot een. Het jy gesien by die kruising waar jy van Houtkopstraat af in Blackwoodstraat inry, daai massiewe een in die middel? Jy gesien nie. Ja. Dit is, nee, julle kar kan daarin pas. So, ja, maar in gedurende die reenseisoen is hulle nie so aktief nie. So ons maar wag tot die reenseisoen verby is en hopelik word daar dan dinge gedoen. Ja wel, dis wel. Volgende jaar is verkiesingstyd. Dis kan nie wag nie. Dis hy changes kan maak, nee. Okay, dan het 'n klompie mense, ons gaan nou kyk na julle WhatsApps. Jy kan gou vir my stuur, ons het so 5 minute om daarna te kyk. WhatsApp my wat se probleme jy het in jou area. Hierso sê iemand, hi Quentin vra vir Gerda, nommer 5 Wilkinson Straat. Daar, ek het gesien of dit hy is. Ekskuus, waterlek. Het dit by Piet Smith gerapporteer. Okay, dan sal hy weet daarvan. Ja, nee? Ja. Ek dink kyk of op ons lysie is nie. So laat weet ons maar waar ons probleme in jou area. Terwyl ons daarvan praat, as jy wil aansluit by daai WhatsApp groep vir die opkantoor waar ons al die inligting deel, kan jy net vir my stuur op kantoor met jou naam en van na 0826518870. So jy gaan nou nie sê van die krag, jy het gesê dit is daar. Is daar nog ander slegte nuus ook wat ek nou moet deel later? Was dit nou maar dit? Dis net die verhogings wat nou deur is. Wel, dit is nou goedgekeur deur die raad.
Hy het nou sy proses geloop, hy word finaal nou goedgekeur die 31ste Mei. Hy kan dalk daar nog skeefloop, wat ek hoop, daar gaan dalk nog ietsie uitkom. En dan is dit, en dan word die nuwe tariewe geïmplementeer, en onthou 1 Junie, begin ons met wintertarief, en 1 Julie begin ons met die tarief, en eens is die... Lieflik. Ja, ons gaan ook binnekort gaan ek 'n vergadering hou op die Plotte se kant uit op Stokkies Draaipad. Ons wil bietjie daar met die eienaars, die grondeienaars daar gaan praat oor hulle erfbelasting, wat ten duurste is en wat nou weer opgaan, dat ons kan sien hoe ons hulle vir hulle daarvan hulp kan wees, aangesien hulle geen dienste daar ontvang nie, en wat ek voel is baie onregverdig teenoor hulle. Daar moet ten minste vir hulle iets gegee word, en ons het verlede week of so 2 weke terug gepraat oor die boorgate wat moet geregistreer word. Ja. Ons het redelik mense gekry wat navraag gedoen het en wat die praatjie gemis het. Ons dalk net weer vir hulle sê, die einde van verlede maand was daar 'n 30 kiloliter water gehef op jou rekening, en dan sê jy gebruik boorgat, en dan moet jy ingaan om jou boorgat te registreer. En as jy dit nou gedoen het, en jy kry jou papiertjie, dan moet jy dit invat revenue gebou toe, en dan registreer hulle dit dan nou op die stelsel, en dan word die 30 kiloliter dan nou teruggeskryf. Maar dit is eintlik bedrog. Ja. Want mense luister nie altyd nie, en hulle is nie altyd bewus daarvan nie. En dan raak dit te laat, en dan is dit soos in daai 30 kiloliter water skuld jy dan. En dan oor 'n maand of wat, dan gaan sny ons jou krag as gevolg van daai, en dan wil jy weet hoekom sny jou krag, want ek gebruik boorgat. Ja. Dan moet jy nou 'n ekstra R1900 betaal om jou krag weer aan te sit, want dis hoe baie dit nou kos. Genade. So op die uiteinde meer, so moet asseblief uitkyk daarna. Maar ek sou sê dat die mense asseblief hulle kele moet gaan oopmaak rondom dit, want dit is onwettig wat hulle doen, want die munisipaliteit charge jou vir iets wat jy nie gebruik nie. Dis nou 'n manier om jou te forceer om na die boorgat te gaan registreer. Ja, nee. En daar's geen kostes daar nie. Daar's geen kostes daar nie. So as jy op 'n plot bly en jy gebruik jou boorgat, kom registreer hom, daar's geen kostes daar. Doen dit eerder vooraf, ja. As jy in 'n residensiële in die dorp bly, dan gaan jy net 'n ekstra riool levy betaal, 'n sewage levy, want onthou jy moet gebruik nog steeds ons sewage lyn. Ja, okay. So jy moet dan nou, want onthou jy word nou tans aangeslaan op die hoeveelheid water wat jy gebruik per maand. Dan gee hulle daar vir jou 'n X-bedrag van jou riool-lyn. So as jy nou vir 'n boorgat registreer in die dorp en jy gebruik nie meer ons water nie, moet daar net 'n riool-levy dan nou bygeplaas word, wat dan nou nie soveel is nie. Die Circle in Westinghouse, daar's groot potholes daar, ons weet van hom, daar by Top Speed Motors, hy is al daar. Ja, en hy drein daar aan die kant wat val. Yes. Ja. Ons wag al 3 tot 4 jaar in Delaney Straat. Vir straatligte. Nee, maar straatligte... Delaney Straat, ja. Straatligte gaan nie gou. Weet jy, daar is nou tans, ek het gesien, dit is Mittal, wat nou weer besig is om ligte in te sit, maar net in die boulevards. Okay. So hulle is besig daarmee, yes. En daar is ons 'n foto van wat jy gepraat het, die massiewe slaggat daar onder die riviere. Hy is groot, en daar is nog water op dan. Okay, ons laaste vraag, ons gaan nie by alles uitkom nie. Wat het met die rekeninge gebeur? Het nog niks gekry nie? Wil jy dalk weer herhaal van die rekening en die betalings? Die rekeninge en verlede rekeninge, ons stelsel gaan van nou af toe gaan. Nou, van die 28ste tot en met die 7de van die maand. So, dan prepare hulle dit nou alles. Ons moes al eintlik op die 18de gebil het. So, ek verstaan nie hoekom sy dit nog nie uit is, dalk nou met die lang naweke tussenin. So, behoort van na die 7de behoort daar uit te gaan. Goed. Yes. Ja, en nog mense sê geen waterligte rekening nie. Okay, so daar's jou vraag ook geantwoord. Gerrit, dis alwaar van ons ongelukkige tyd het vandag. Maar baie dankie vir jou kuier. Ek bly jy voel beter. Ek hoop jy word gou gesond en ek hoop dit het gereën by die see. En dan eendag. Ek spot sommer ek sit jaloers. Maar geniet die sterkte vir die kort week en dan praat ek en jy volgende Dinsdag.